Right, so ons is besig met die derde aflewering, wat ons sê, God se geestelikheid. God is besig om 'n geestelike huis vir hom op te rig. Hy's besig om mense in te bou in 'n geestelike huis in. En ons het nou al gesien dat kerk is nie hierdie gebou nie. Nee. Hierdie gebou is nie kerk nie. Jy en ek, dis die kerk. En wanneer ons hier uitgaan, dan is die kerk nie meer hier nie. Die gebou staan nog hier. En wanneer julle by mekaar kom op maniere, weet as ons sakebane by mekaar kom, of die Robyne groep by mekaar kom, of jy en 'n vriend van jou deur die week by mekaar kom, en julle drink koffie en julle praat oor die Here en dit is kerk. En Jesus het ons verlede week gesien, hy het sy lewe gegee vir die kerk. En die kernteksvers waarop ons hierdie hele reeks doen, is in Matteus 16 vers 18, wat sê, dat op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doderyke sal dit nie oorweldig nie. Op hierdie rots, op hierdie openbaring, dat Jesus Christus is die seun van God. Hy is die gesalfde van God, die hemelse van die hemelse God. En toe Petrus hierdie woorde uiter, toe sê hy vir Petrus, hierdie rots, hierdie openbaring wat jy nou gekry het, ek gaan my kerk op dit bou. En ons weet dat die woordjie gemeente wat daar gebruik word die eerste keer ooit, is die woordjie eklesia. En ek wil dit elke keer sê, en dit indrol by ons, dat die kerk is nie hierdie gebou nie. Kerk is ons, wanneer ons by mekaar kom. En die woordjie eklesia is, wat beteken, is die by mekaarkoms van mense, met 'n gemeenskaplike identiteit, en 'n gemeenskaplike doel. En dis wie ons is. Dis wie ek en jy is. Ons het 'n gemeenskaplike doel, en dit is om Jesus Christus op te lig, en hom groot te maak, en sy koninkryk uit te bou. En dit is wie ons is. Goed, dan wil ek aangaan met wat Jesus hierdie ding sê, in Johannes 13 vers 35. Goed, nou, en hy is 'n onderste bo. Dit is vir my reg om te sien. En hy gooi 'n disco ligte uit. Van die begin af, Jesusie. Okay, maar nou moet julle nou saam met my preek vandag. Is dit reg? Onthou dat al ons notas wat ons op die bord het, is ook op YouVersion. Op daai Bybelprogram is op YouVersion beskikbaar. So, onthou in die vervolg, dat as jy inkom, kan jy inskakel op YouVersion, op daai Bybelprogram, en dan gaan jy op live, en dan gaan kyk jy, dan tik jy in 8 vermeer, dan kry jy al die notas wat ek het, sien jy ook daar. En as die hele week lank, is dit, hou ek dit op, tot en met Saterdag. So jy kan enige tyd deur die week gaan en sê, wat is die teksvers wat daar en daar gebruik word, en dan kan jy daarna gaan kyk. Alright, so, kom ons kyk, dan die van die wat die Bybels hier het, en die smartphones en alles hier het, op Johannes 13 vers 35, sê Jesus hierdie woorde, hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Okay, want ek wil volgende wil ek met u praat, om te sê, dat hierdie eklesia wat Jesus voor gesterf het, daar is riglyne rondom hierdie ding. Om kerk te wees, daar is sekere riglyne. En ongelukkig is daar soveel mense wat deur die jare het nie gehou by die riglyne nie. En daarom is dit, ek het net nou gesê vir u, dat die kerk is die plek waar mense na toe kom, dat hulle gesond kan word, dat hulle heel kan word, en dat die wêreld daar buitekant kan jy soveel stampe en stote gee, dat jy kerk toe kan kom, en kan kom rus, en tussen boeties en sissies kan wees, dat ons jou kan omring met ons liefde, en dat ons jou kan omring met ons aanvaarding, en dat ons hande op jou kan lê, en dat ons vir jou kan bid, dat jy gesond kan word. En dan as jy hou by die riglyne, dat dit wat Jesus beplan het vir die kerk, dan is dit 'n awesome, mooi en 'n lekker plek. Maar as jy nie hou by dit nie, die kerk kan 'n baie lelike plek ook wees. Wie van u weet dit? Die kerk kan 'n plek wees waar mense baie, baie seer kry. En ek bid so,
dat Agies verre meer 'n gemeente sal wees waar ons gesond kan wees, waar ons mense kan intrek, al lyk hulle nie soos ons nie, al ryk hulle nie soos ons nie, en al doen hulle nie soos ons nie, maar dat hulle kan inkom en die aanvaarding van Christus hier kan vind, en dat hulle Jesus so kan leer ken. Okay. En een van die riglyne wat Jesus daar gestel, hy sê hierdie ding, hy sê hierin sal almal weet dat julle my disippels is. Hy sê as julle, ek moet nie oorgaan nie. Okay. Wanneer sal die mense weet dat julle my disippels is? As julle hande op die siekes lê en hulle word gesond. As julle vir mense bid en hulle word uit die dood uit opgewek. As jy bid en jy beveel hierdie duiwels om uit te gaan. Jy sê, wow, hierdie ouens is disippels van Christus. Want kyk wat alles gebeur. Is net wat die woord sê. Hoe het Jesus gesê? Daar is soveel dinge wat hy kon sê, wat kan verduidelik, dat as julle dit doen, dan sal die mense weet dat julle is my navolgers. En wat is die grootste ding? Die liefde. Mense, ek bid dat die Heilige Gees hierdie ding in ons harte sal nuut maak. Hoe sal die wêreld daar buite kan weet dat ons is sy disippels? As daar liefde onder ons is. As daar liefde onder ons is. Ja, en ek bid so, en hierdie liefde is nie 'n liefde, is sommer net 'n aanvaardingsliefde nie. Dit is nie 'n liefde van, my hart klop chocolates vir jou, jy weet, as ek my vrou ontmoet het, en vandag nog, jy weet, as ek haar sien, dan voel jy soms so lekker warm. Sê, chick, my vrou. Ek het een keer vir haar gesê, dat, ons is so in 'n shopping mall, en toe ek haar sien, en ek kom toe na toe, ek sê, hoorie so, as jy nie my vrou was, het ek jou nog gechaaf. Ek het dit mooi bedoel, want die Here het haar vir my bedoel. Ja, jy weet, maar dit is nie daai tipe liefde nie, want daai tipe liefde is 'n liefde van in die begin, as jy so, dis daai butterflies, en jy kan nie wag om mekaar te sien nie, en jy bel mekaar, en jy text mekaar, en ek weet nie, wat doen mense alles deesdae nie? Dit is Twitter en wat? Facebook, maar Facebook is al oudheid, wat is die nuwe ding? Snapchat hulle, sê hallo en 'n hartjie stuur en alles. Maar hierdie liefde wat Christus van praat, wat onder ons moet wees, is 'n liefde wat groter is as onsself. Is 'n liefde van aanvaarding. Is 'n liefde van, weet jy wat, ek en jy verskil oor sekere goeders. Ek en jy, ons sien nie dieselfde nie. Ek kan nie verstaan dat jy vir die bulle skree nie. Maak dit jou lief. Ek verstaan nie hoekom jy so aantrek nie. Maak dit jou lief. Daar is 'n liefde in my wat van God afkom. Dit maak nie saak hoe seer jy my dalk gemaak het nie. Dat jy my in die rug gesteek het nie. Weet jy, ek het 'n liefde vir jou. En in die wêreld kan hierdie soort liefde en hierdie tipe liefde kan hulle nie verstaan nie. En dit is wat ons anders maak as die wêreld daar buite kan. Ek dink nou net daaraan. Jy weet, die Here stuur vir Moses en hy sê, gaan verlos my volk. En hy gee vir hom sekere tekens. Hy sê, weet jy wat, ek wil hê jy moet hierdie staf vat en dan moet jy hom neergooi en dan word hy 'n slang. En dan as jy hom in die sterk gryp, dan word hy weer 'n staf. En so gaan, jy weet, dit is een van die dinge wat hulle gaan weet dat jy kom van God af. Hy dink toe, wow, dit is 'n nice ding om te hê. Dink jy nie die mense sal tot inkeer kom as jy sulke dinge kan doen nie? Sê, wow, hoe doen jy dit? En die Farao was in geen opsig impress nie. Want hy roep toe van sy ouens en hulle doen dieselfde.
dat Jesus, die opstanding kom die mense en hulle vra vir hom, Here, ons vra dat U vir ons 'n teken sal gee, dat ons kan weet dat jy is van God af. Hy sê nee, dis die onvolwassenes wat vra vir 'n teken. Dis die onvolwassenes wat vra dat daar miracles moet gebeur. Hy sê nee, ek wil hê dat as jy die liefde onder mekaar sien. Nou, dit kan nie gefake word nie. 'n Liefde kan nie deur die vyand gemaak word nie. As ons die liefde onder mekaar sien, daai aanvaarding van ek is 'n boetie, daar is my boetie en my sussie. En weet jy wat, as hulle deur 'n tawwe tyd gaan, ek voel dit. En ek gaan saam met hulle hierdeur en ek gaan bid en intree vir hulle. En as hulle iets nodig het, is ek daar vir hulle. En die wêreld verstaan dit glad nie. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle 'n liefde onder mekaar het. Nou dit is een van die riglyne van hierdie eklesia wat Jesus voorgesterp het, is dat die liefde van Christus onder ons sal wees. En hoe bid ek nie? Dat daar is al klaar dit in ons gemeente, maar dit net sal groei en groter sal word onder ons. Ek is op die meeste van ons WhatsApp groepe in ons gemeente. En dit is awesome om te sien hoe hulle mekaar ondersteun. En hoe hulle mekaar bemoedig. Dit is awesome. Dan nog van ons riglyne. In Efesiërs 4 vers 2 skryf Paulus hierdie woorde. Hy sê dat onder ons moet wees, dat ons moet mekaar hanteer met alle nederigheid en sagmoedigheid. En hy's regop. En hy flits nie. Dat ons met alle nederigheid en sagmoedigheid met mekaar moet omgaan. In nederigheid, dat as iemand 'n bietjie sukkel, en 'n bietjie swaar kry, dat jy nie vanuit 'n hoogmoedigheid kan sê, hy kom nou by nie. Dat jy in nederigheid kan sê, weet jy, ek verstaan. Ek was ook daar gewees. En kom ek help jou hierdeur. En sagmoedigheid. Sagmoedigheid praat van, ek doen dit sagkens. Ek weet, baie keer is dit dat ek het al gesien dat 'n duif seer kry, en hy fladder daar en hy kan nie vlieg nie. En my oom se seun is nogal erg oor dit. En dan sal hy die duif vang, en sagkens, hom nou nurse, totdat daai jy weet en hom nou spalk. Ek het gedink hy gaan 'n veers word, maar dit het nou nie gebeur nie. En dan sal hy hom nou nurse, totdat hierdie duif nou aangesterk het, dan sal hy hom laat gaan. Daai om hom te hanteer met sagkens, want jy weet hulle is sensitief. Die Here wil hê dat ons met mekaar so hanteer. Maak nie saak wat ons met mekaar doen nie. Dat ek moet sê, ons kry seer in die kerk, Daar's baie keer iemand wat sy kop bietjie uithak en dan njaf hy. Het julle agtergekom? Of het julle nie agtergekom nie? Dan gaan jy sommer na 'n ander kerk toe. Maar dit gebeur in die gemeente. Dit gebeur in kerke. Maar weet jy wat het ek agtergekom? Seer mense maak seer. Het jy al agtergekom? As iemand seer gekry het, dan njaf hy terug. Dan steek hy terug en sê, kom bietjie weg. Ek soek jou nie nou naby my nie. Ek is seer. En ons moet 'n volwassenheid begin kry. En ek het van die begin af gesê, hierdie gemeente het 'n tipiese volwassenheid wat ek min plekke ander plekke gekry het. Maar ons moet net kan sien dat as daar iemand is wat bietjie terugsteek, dat 'n ou kan sê, okay, weet jy, ek gaan nou nie weer, omdat jy nou seer maak, gaan ek nou sê, kom, wat is dit nou met jou? Wat is dit? En dan weer terugsteek en, maar dat ons 'n volwassenheid sal hê, en 'n sagmoedigheid sal hê, om te sê, hoorie so, jy maak nou seer. Wat is fout? Waar kom dit vandaan? Kom ons kom 'n bietjie agter die kap van die byl hier. Ek wil vir jou boetie en ek wil vir jou sussie wees. Wat gaan aan? Kan ek jou help? Want as ons terugsteek, dan is daar 'n fight. En dit is dan wanneer die eenheid gebreek word in 'n gemeente. En is dan wanneer mense na 'n ander kerk toe gaan.
En dan dink hulle het nou 'n ander liggaam gejoin. Maar is nog deel van dieselfde liggaam. As iemand njaf, kom ons maak, en ons maak tyd om by daai een uit te kom. En te vra, wat gaan aan? Vertel my jou seer. Ek wil hier wees vir jou. En ek wil in nederigheid en in sagmoedigheid, wil ek kom en ek wil vir jou vra, kom nou, vertel vir my, jy kan my trust. En as ek met jou iets deel, hou dit by jou. Hou dit by jou. Moet nou nie as iemand sy hart oopmaak teenoor jou en jy uiteindelik het jy hierdie ding, wow, jy weet, wow, ja, en dan gaan vertel jy dit vir iemand anders nie. Het jy gehoor van daai een? Jy weet, daai skinder in die gemeente. Dit maak baie seer. En dit maak dadelik pole. En dit verbreek die eenheid in 'n gemeente. Maar daar is baie mense wat sê, hoorie so, maar ek het glad nie gepraat oor dit nie. Maar toe ons saam gebid het, jy weet, het die klomp het almal so gesit en ek het toe gebid en gesê, ag Here, dink aan Sunny. Here, dat sy dit en dit en dit gedoen en dit en dit en dit gedoen. En ons op bid dat U so en so en so sal help met dit en dit en dit. Dankie Here, amen. Het jy geskinder? Ja, onder gebed. Mens doen nie dit nie. Jesus het gesterf vir die eenheid in die liggaam. Kom ons hou dat die seer wat ek weet van ander mense, dat ek dit vir myself sal hou en dit voor die Here sal neerlê en hulle in gebed na die Here toe sal vat, sonder dat die ander mense agterkom waaroor dit gaan. Ons het maniere gekry. Ek praat nie van ons gemeente nie. Dit gebeur nie hier. Dit gebeur by die ander gemeentes wat ek nou al agtergekom het. En dis hoekom ons dit opneem, sodat as daai mense dit luister, jy weet, dat hulle dit nie sal doen nie. Ja. Okay. En dan sê hy dat jy moet hierdie nederigheid en sagmoedigheid doen met lankmoedigheid. Ja, partykeer vat dit 'n lang tyd. Partykeer moet jy dae en weke en maande met iemand stap. Want baie keer kom mense hier in en het 'n leeftyd van seer. En dit gaan 'n tydjie vat om saam te stap, sodat hulle gesond kan word. Met lankmoedigheid. Hy sê, terwyl julle mekaar in liefde verdra. In liefde verdra. Nou dit is vir my interessant. Die Griekse woord wat hier verdra gebruik word, is 'n woordjie. Toe ek nou dit lees, toe sien ek hierdie beeld. Ek weet nie of jy al gesien het dat as die Marines deur basic training gaan, die US Marines, hulle het 'n geneigtheid om by mekaar, of hulle het so 'n gewoonte, dat dit is by die see, dan haak die ouens, die hele peloton, haak so by mekaar in. Dan moet hulle vashou, en dan gaan sit hulle almal in die see. En dan breek die branders oor hulle, maar jy mag nie los hierdie kant en daai kant nie. En so sit hulle. As die ene omgeslaan word, dan is die ander twee aan beide kante daar om op te trek. En dit is so dat die see het 'n geneigtheid om ons van alle kante af te slaan. En wee jou as jy alleen is. Die Here sê in sy woord, 2 is beter as 1. Want as die een struikel, is die ander een daar om hom op te tel. En ons het nodig dat ons by mekaar moet staan. Dat as die storms kom en die golwe kom en jy word omgeslaan, dat die ander een daar sal wees om jou te dra, om jou te verdra. Daai verdra is van, weet jy wat, ek gaan nie moeg word, dat jy sien, dit is nou, dit is vir my nou, is nou genoeg dat ek jou moes dra. Nie regtig, nou gaan ek jou los. Nee, daai verdra beteken, weet jy wat, ek verstaan, dat ek gaan jou dra, en ek gaan jou aanhou dra, want daar kom tye waar die golwe my weer gaan tref, en ek agteroor, en jy is dan weer daar om my te dra.
Daai verdra beteken net dit. Dat julle staan daar en julle help die een help die ander ene, dat ons altyd sal staande bly. En ons moet dit doen met liefde. Nie van sê, ek wens ek kan nou hierdie ou net los. Hy's 'n meelsteen hier so om my nek en hierdie bal om my voet en sy skielik nee. Ons moet in liefde vir mekaar uitkyk en mekaar optel. Want ons is iewers heen op pad. Hierdie lewe is nie alwaaroor ons lewe gaan nie. Ons plan, ons uitsluitlike doel is dat soveel as moontlik mense saam met ons hemel toe gaan. En ons as liggaam, ons as eklesia, is in hierdie wêreld. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld en ons is op pad iewers heen. En ek wil hê dat en die Here wil in hierdie sê dat ons met mekaar in liefde verdra. Want weet jy wat? Ek gaan jou nie laat los nie. Ek gaan jou vashou. Want ek vat jou saam hemel toe. Kom ons wees geduldig met mekaar. Kom as iemand jou 'n steek gee, dit vir die Here te gee en sê, wat is fout? Jy het nie sommer maar net gesteek nie. Jy het seer. Waaroor gaan dit? En kom ons doen dit in alle nederigheid en sagmoedigheid en met 'n lankmoedigheid. En dan net die volgende vers, gee hy nog 'n riglyn rondom hierdie eklesia van ons. Hy sê, en dat ons ernstig strewe. Dit is nie sommer, okay ouens, weet jy wat, kom ons strewe net na hierdie. Nee, Paulus is baie streng oor hierdie ding. En hy sê, dat ons ernstig sal strewe om die eenheid van die Gees te bewaar. Weet jy dat die Heilige Gees werk net op die vlak waar daar eenheid is? Die Heilige Gees beweeg net as daar eenheid is. As daar eenheid in 'n huwelik is, dan beweeg die Heilige Gees daar. Die Heilige Gees is sensitief as daar tweedrag en tweespalk kom. Dan is dit asof die Heilige Gees 'n tree teruggee. En sê, weet jy wat, ek kan nie by dit wees nie. Want dit is nie die beeld van Christus nie. Ons het dit verlede week gesien. Wat is die beeld van Christus? Om saam in eenheid te wees. En die Heilige Gees, hy was uitgestort gewees. Toe die disippels wat in die bofortrek was, wanneer is hy uitgestort? Toe die eenheid onder hulle kom. Toe daar eenheid onder hulle is, toe word die Heilige Gees uitgestort. En ons sien dit 'n paar kere in die woord. Dat die Heilige Gees werk op die vlak waar daar eenheid is. As daar eenheid is in 'n gesin, dan werk die Heilige Gees daar. As daar eenheid is in 'n selgroep of by 'n omgiegroep, dan begin die Heilige Gees werk. As daar 'n eenheid is in 'n gemeente, dan begin die Heilige Gees op daai vlak werk. En so, hoe hoër die vlak van eenheid is, hoe groter is die impak wat die Heilige Gees in ons lewens kan doen. As daar 'n eenheid kom by 'n klomp gemeentes wat in 'n streek saam werk, dis die vlak van hoe die Heilige Gees dan werk. En daarom is dit vir die Here, hy sê, julle moet ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van liefde, of deur die band van vrede. Hy, maak vrede, en behou die eenheid. Eenheid is vir die Heilige Gees baie belangrik. En dan in Kolossense 3 vers 13, en dan sluit ek af met hierdie. Kolossense 3 vers 13, wat Paulus hier aan daai gemeente wees. Hy sê, verdra mekaar, daai selfde van inhaak. Gemeente, ek wil hê dat ons moet inhaak. Ons moet inhaak. En dan moet julle verdra mekaar en vergewe mekaar. As die ene teen die ander ene klag het. Dit gebeur van die Nuwe Testamentiese kerk af. Het dit so gebeur dat daar bietjie tweedrag en tweespalk gekom het tussen mense. Dat hoor jy so, jy het dit en dit gedoen. Nee, jy het dit en dit gedoen. En Paulus skryf van daai gemeente in Kolosse. Hy sê, verdra mekaar. Ja, elkeen gaan 'n ander opinie hê. Maar verdra mekaar en vergewe mekaar. Maak los.
Sê, weet jy wat, jy het my nou 'n steek gegee, maar ek vergewe jou. Kom ons eenheid is belangriker, as die feit wat ons moet wen. Die eenheid in die gemeente, en die eenheid in jou familie, en die eenheid in jou gesin, en in jou huwelik, is baie belangriker, as dat jy die fight moet wen. Partykeer moet jy maar net die knie buig, en sê, ek sal ingee. Dien mekaar in liefde. As jy verdra mekaar, en vergewe mekaar, as die een 'n klag het en 'n ander ene, soos Christus julle vergewe het, so moet julle dit ook doen. Het Jesus 'n rede gehad dat hy die Jode kon haat? Menslikerwys. Dink julle hy het 'n rede gehad om te sê, Jesus, julle het nie reg gedoen aan my nie? Menslikerwys. Ek meen, hy was hulle koning. Hy's kind van God. Hy het na hulle toe gekom om hulle te red. Hy's daar om goed te doen aan hulle. En dan kom hulle, en hulle sê, kruisig hom. Hulle kies hom, om gekruisig te word. En hulle sê, maar weet jy wat, hierdie boef en 'n rower, en 'n moordenaar, ons vra eerder dat hy moet loskom. En dan gee hulle vir hom 40 slae. Dat hulle sê, dat toe hy die kruishout na die Golgotha toe dra, het hy nie eers, hulle kon hom nie eers erken as 'n mens nie. En hulle kruisig hom, en hy sê, ek is hier om goed te doen. Dink julle hy het rede gehad om te sê, wat maak julle? En hy sê, soos wat Jesus hulle vergewe het, wat het die boetie of sussie aan jou gedoen, wat so erg is, dat jy hom nie kan vergewe nie? Kom ons vergewe mekaar, en ons verdra mekaar, ons hak by mekaar in, en ons hou mekaar op, en ons bewerk die eenheid in die gemeente. Want dit is waarvoor Jesus sy lewe gegee het. Kom ons wees 'n gemeente wat lief is vir mekaar, wat mekaar verdra, en wat so die eenheid bewerk, sodat die Heilige Gees kan opdaag, en die Heilige Gees iets awesome onder ons kan doen. Amen. Vader, help ons, dat ons 'n besef sal hê, Here, dat wanneer ons so 'n tipe liefde onder mekaar het, dat ons dan sal sê, Here, dat dit die grootste evangelisasie sal wees na buite toe. Die liefde wat ons onder mekaar het. En help ons Heilige Gees, dat ons dit altyd sal koester, en dat ons dit altyd sal bewaar onder mekaar. En ons eer U daarvoor, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen.